soveel emosies as gevolg van dit wat alles vandag op hierdie dag gebeur het met ons koning. Die koning van my hart en dit waardeur hy gegaan het vir my, dit was die prys. Dit was die loon waardeur ek. Dit was die prys wat ek verdien het weens sonde. Vader, ons eer U, ons loof en ons prys U. Ek bid dat U liefde hierdie plek sal toesak vandag. Ek bid, Vader, dat U met elkeen van ons sal kom praat. Dat U 'n afspraak, U nooi ons na 'n tafel toe. Hier nooi ons, U het ons geroep na 'n tafel toe om by U voete te kom sit, om aan te sit en ons wil afsonder van hierdie dinge van hierdie wêreld. And Abba, even if I have to come alone, I just want to sit in the presence of my King. En die teenwoordigheid van Our Majesty, die koning van my hart. Want daar is niks, en dis wat David sê in Psalm 37 vers 4. Ek verlustig my in Jotewawai. Daar is niks wat vir my groter vreugde gee is just to spend time in your presence. We love your presence. Dankie vir U goedheid. Vader, ek wil voor ons aanbidding vir U bring, wil ek vandag kom vra, asseblief Abba, kom stroop my van enige eie ek, selfgesentreerdheid, hebsug. Kom maak my leeg van die eie ek en die self, daardie eie ambisieus, soos wat ons sien, die disippels het na die tafel toe gekom en hulle het so verwagting gehad en so persepsie gehad en gedink hulle dink die regte ding, selfs Judas. Maar Judas het nie weer die son sien opkom nie. En Vader, ek wil vra dat U vanmiddag ons sal skoonmaak van ons eie denke en ons eie gedagtes en ons kom skryf met U pottebakker vinger op ons harte. Kom raak hierdie klei aan, kom vorm my, vou my net soos U wil. Ons Here, Abba. Vader, daar waar ons dinge doen wat nie reg is nie, dinge sê wat nie reg is nie. Abba, vergewe ons. Vergewe ons asseblief. Mag ons U liefde uitstraal. Kom vul ons met U gesed liefde om lief te hê. Wat bemoedig, stig, troos, liefde wat ander omhels, wat reageer, wat opoffer, liefde wat geopenbaar word. Dankie vir U goedheid, dankie vir hierdie fees, afspraak waartoe U ons roep. Vader, mag ons aanbidding nou vir U soet geur wees. Come have your way in this place. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotewawai. Amen, amen, amen. Kom ons staan so saam na worship ons sang. Vir U alleenlik kom buig ons. Dankie vir hierdie afspraak wat U met ons elkeen het. Dankie dat U ons deel maak van 'n liggaam om U hande en U voete te wees. Ja, Vader, die wêreld is besig met sy dinge en hy het sy tye en afsprake en bepaal dit, probeer om U in te plaas wanneer dit hulle pas. Maar Vader, is 'n hartsbegeerte by elkeen van ons om net te doen soos U ons leer, 'n Shema leefstyl, waar ons hier listen en obey. Vader, U sê as ons kom na die altaar om U hierdie offer te bring, hierdie toewydingsoffer, hierdie totale oorgee offer, hierdie dankbare offer, hierdie sondeoffer of hierdie skuldoffer, ons kan dit vrywilliglik bring. Maar as dit jou byval, dat jy iets verkeerd gedoen het, gemaak dit reg. En ek wil vra asseblief, Abba Vader, vergewe asseblief hierdie hart, hierdie sondes, want ons lewe in hierdie sondige wêreld. En ek wil vra, soos wat U
Petrus se voete gewas het, koning Yeshua kom was ons met die waterbad van u woord, soos wat hy al die disippels gewas het. Vandag van gisterand het die 14de Aviv aangebreek, of 14 Nisan, en dit is hierdie eerste fees van 3 van u feeste, Abba Vader. Die Levitikus 23 sê duidelik, dit is u feeste. En dankie dat u ons nooi, dat ons vanmiddag so as 'n liggaam by mekaar kan kom. Ons eer U, Abba. Ons eer U, ons loof en ons prys U. Vader, ek bid dat U my mond sal aanraak met 'n vuurkoel en elke woord wat gespreek word uit die troonkamer. Al kry ek klippe van voor, Abba, I just want to speak. Al is dit my laaste keer soos Stefanus, ek wil net die waarheid spreek. Dankie vir die voorreg, soos wat Johannes die Doper vir 30 jaar in die woestyn gebly het, vir 6 maande se bediening. Abba, just time in your presence, net tyd in U teenwoordigheid is, en om saam met U te wandel, maak nie saak wat ons moet doen nie. Saam met U wil ons in 'n vennootskap wees. Come have your way in this place, kom raak ons aan. Ons eer U, dankie vir dit wat U seun Yeshua vir ons gedoen het. Dankie Yeshua vir die prys wat U vir ons betaal het. Die prys, my lot, het U gevat. Ek eer U daarvoor. Dankie Vader. Vader, ek kom bid nou vir elke ding wat die vyand, ons verklaar hierdie as heilige grond, en elke ding wat die plan of wat ook al die vyand wil doen of enige iets, ons staan om teë in Yeshua se naam en ons verklaar hierdie heilige grond. Net U wil, Abba. Kom sak U wolk van teenwoordigheid hier oor ons en kom giet U olie oor ons, U liefde. Kom raak ons harte aan waar ons saam kies om as 'n geestelike familie bymekaar te kom op U bestemde tyd. Die tye wat uitgeroep word, sê in Hebreërs 10 vers 25. Ons moet dit nie versuim soos baie dit doen nie. En dankie dat ons vanmiddag hier bymekaar kan wees. Ons eer U, Vader. Ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotewawei. Amen. 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 Baie welkom. Hier is nog plekkie voor. Almal is welkom daar agter. En dan is daar op die stoep ook plek, as daar nie meer plek hier binne is nie, baie welkom julle. Hier is nog 'n hele tafel oop hier by Frikkie julle. Kom sit gerus hier voor. As hy Shabbat Shalom. Dis ons eerste feesseisoen het aangebreek van Abba Vader, naamlik Pascha of Pesach in Hebreë. En tydens hierdie fees herdenk ons eerstens die feit dat Abba Vader die kinders van Israel uit slawerny in Egipte, Mitzrayim, bevry het. Mitzrayim, Egipte is die Hebreë woordjie Mitzrayim, wat beteken dit wat jou bind. Abba Vader het die kinders van Israel bevry nadat hulle hom aangeroep het. Nadat hulle hom aangeroep het, en net so kan ek en jy Abba Vader aanroep. As ons hom nader, sal hy ons nader. So die kinders van Israel was onder slawerny vir 430 jaar. En ons weet Abba Vader het 10 plaae oor Egipte uitgestuur. En wie kan vir my sê, wat was die maats, waar is die jong span? Wie kan vir my sê, wat was die laaste plaag? Die 10de plaag? Eersgeborenes. Die laaste plaag kon die kinders van Israel en hulle lewende hawe ook geraak het, as hulle nie op Abba Vader vertrou en hom gehoorsaam was nie. Abba Vader het vir Moses gesê om vir die kinders van Israel te sê in Eksodus 12 vers 1 tot 3 op die 10de dag van die nuwe maan, gaan kies 'n lam en neem hom in jou huis.
Laat die lam dan vir 4 dae by jou woon in jou huis, dan slag jy hom op die volgende vasgestelde tyd, saans op die 14de dag van die maand. Wanneer moet jy hom slag? Dankie, 14de dag van die maand. Dit is vandag, hierdie dag, dis die 14de Aviv, dis die Hebreë kalender. Stryk dan van die bloed van die lam op weerskante van die deurkusyne. Op weerskante van die deurkusyne van die huis se deur as teken dat jy my instruksies gehoorsaam. Shema, Heer, listen and obey. Bly dan in jou huise en staan reg terwyl jy en jou familie die spesiale maaltyd van die vleis van die lam eet. Hoe moet hulle die lam eet? Staan reg terwyl jy en jou familie en die familie die spesiale maaltyd van die vleis van die lam eet. Moenie die vleis van die lam rou of gekook eet nie. Nee, braai dit. Eet die hele lam, alles. Niks moet oorbly of moet daarvan weggegooi word nie. Ons gaan nie hier vandag wegry en ons los lam oor nie. Eet alles, die hele lam. Dit was alles net 'n prentjie na Yeshua toe. En ons doen dit vandag, ons eet vandag lam, nie omdat ons weer glo in die lam, dit was alles 'n rigtingwyser na Yeshua. Yeshua is die lam van God. Dit kan my partykeer so uitbal as iemand sê, so eet julle nou die lam, is 'n herdenking. Dan sê Abba Vader, so moet julle reg staan terwyl julle eet. Jou heupe moet omgord wees, jou skoene aan jou voete en jy moet julle staf in julle hand, baie hastig moet julle dit eet. Met ander woorde, wees voorbereid vir dit wat kom. Yeshua het ons genooi na tafel toe om saam met hom te eet, maar ons moet gereed wees vir dit wat kom. Hy het sy disippels genooi na tafel toe om saam met hom, hy het die brood gebreek, hy het die druiwesap uit hulle voete gewas, want daar's dinge wat sou kom. Wees gereed. Die kinders van Israel, nie net die Jode nie, moes Abba Vader Shema het en bloed van 'n geslagte lammetjie wat in 'n skottel opgevang was aan die lintel en kusyne van hierdie deure gaan smeer het. Dit was 'n instruksie. En Abba Vader verlang van my en jou om hom te gehoorsaam. Wanneer die engel van Abba Vader die bloed gesien het, het hy verby die huis beweeg. He passed over. En die kinders van Israel het 'n keuse gehad, gaan hulle Vader Shema, gaan hulle Abba Vader gehoorsaam of nie? En die vraag is, sou jy geluister het? Sou jy geluister het? As Moses, daai ou kan goeders kwytraak. Nou moet ons bloed van 'n lammetjie in ons deurkusyne. Hoeveel vliee gaan dit nie lok nie? Ons gaan niks slaap nie, al die muskiete gaan kom. Sou jy geluister het? As ek en jy sê ja, ons sou die bloed aan die deurkusyne gesmeer het in gehoorsaamheid, is daar mos nie 'n ander rede om ook gehoorsaam te wees aan Abba Vader se feestydde op sy tye nie. Want Abba Vader sê in Levitikus 23 vers 2, die feestydde van Yotevaweh wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestydde. Dit is die feestydde van Yotevaweh, die heilige 4 dae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. Daar staan tog immers nêrens in Abba Vader se woord dat ons nie Abba Vader se fees moet hou nie. Dit staan nie daar nie. Dit staan nêrens. Dit word verkondig. Ek het in die week 'n preek gekry van iemand wat dit my aanstuur. Van iemand wat sê wat Kolossense 2 heeltemal uit proporsie verkeerdelik interpreteer en dan sê hy doen dit in konteks. Maar Vader was baie spesifiek oor sy feestydde en hoe dit gevier moet word. Hy sê vir ons, hy gee vir ons baie inligting daaroor in Eksodus 12, Eksodus 13. Hy gee vir ons baie inligting daaroor in Levitikus 23 en presies hoe om hierdie Pasga, hoe moet ons dit vier? Want eintlik al wat ons mentaliteit het as ons uit Egipte uitkom is, ons het 'n bierfees so gehou. So hoe gaan ons nou 'n Abba Vader fees hou? Nee, ons ken bierfeeste, ons ken musiekfeeste. Maar as dit kom by Abba Vader se feeste, dan is ons soos in, wat moet ons doen? Maar by 'n wêreldse fees, dan prop ons vol alkohol, spirits, maar by Abba Vader se fees, hoekom nie ons volmaak met sy ruach nie?
So Abba Vader se opdrag om sy feeste te hou is baie duidelik. En Abba Vader gee egter al 1000 jaar, 1500 jaar plus minus voor Yeshua vir sy kinders die opdrag om hierdie Pasga of Hebreëus Pesach te vier. Eksodus 12 vers 12 tot 14, want ek sal in daardie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek Jotewawei. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. Dit sal vir julle 'n teken wees waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek verby julle gaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. En daardie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees en julle moet dit as 'n fees tot eer van Jotewawei vier. Julle moet in al julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Ons moet dit in al ons geslagte, ons moet dit vir ons kinders leer, en dit is hoekom ons as 'n familie, as 'n geestelike familie bymekaar kom. Dis hoekom ons bymekaar kom. Ons kinders gaan dit onthou vir die res van hulle lewe. Dis 'n ewige insetting. En hoekom eet julle die lam? Kom ek vertel vir jou wat het gebeur in Egipte. Weet jy wat het gebeur in Egipte? Wat gebeur het in Egipte was alles 'n prentjie van wat sou gebeur het 1500 jaar later. In Jerusalem. Want toe stap die lam van God in. Presies op dieselfde tyd wanneer hulle die lam moes voor wat Abba Vader gesê het, hulle moet die lam voorberei. Al daai detail het ons in die laaste paar dae het ons bespreek. As jy dit nie gekry het nie, dis alles op YouTube. Ons op ons daaglikse dagstukkies het ons gedeel. Maar dan gaan Abba Vader verder in Levitikus 23 die opdrag om sy fees te vier. Hoekom het Abba Vader nou weer sy fees ingestel? Omdat dit 'n profetiese afbeelding is vir sy plan vir sondevergifnis, vir versoening met hom en die herstel van sy skepping. Dit is die afspraak wat Abba Vader met ons het. En Abba Vader se feestye is afsprake met hom, en elkeen van sy afsprake is heenwysings na Yeshua. Wat dit kom vervul het, die eerste 4 afsprake van Abba Vader, hy het 7 afsprake, 7 feeste. Die eerste 4 het Yeshua op die uur kom vervul. Op die uur. Die lam wat geslag moes word op die 14de Aviv, 9 uur die oggend wat 9 uur vanoggend in die 19de Aviv was Yeshua op die kruis. Hulle het almal Jerusalem toe gekom, almal soos normaalweg. Het hulle die lam gebring, die lam wat hulle moes geoffer het, moes van Bethlehem afgekom het. Baie spesifiek. Waar het die lam van Abba Vader afgekom? Waar is hy gebore? Bethlehem. Bethlehem. Ja, die lam wat geslag moes word en waarvan die bloed aanvanklik in Egipte aan die deurkosyne gestryk moes word, dit was alles Abba Vader se rigtingwysers na die lam. Yeshua wat geslag is vir my en jou, sodat ons kan breek met Egipte, met die slawerny, dit wat my en jou bind. Daar waar ek en jy vasgebind is. So hoor gou weer wat sê Abba Vader vir Moses om vir die volk te sê in Eksodus 12 vers 3 tot 10. Op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem, 'n lam sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag wanneer? Teen die aand. Soos wat hulle hierdie lam sonder gebrek moes ondersoek van die 10de Nisan tot die 14de Nisan om te slag, wanneer moes hulle hom slag? Op die 14de as 'n offer. So doen hulle dit vir 1500 jaar. Hulle kry almal bymekaar. Yeshua het nog nie gekom nie, so hulle doen hierdie fees. Hulle het vir 1500 jaar, en toe op die 10de Aviv, op daardie selfde dag van hulle die lammetjie moes gekry het, wat hulle gedoen het, 1500 jaar later op dieselfde, die 10de Aviv, stap Yeshua in Jerusalem in. En hy word ondersoek. En daar's geen fout in hom gevind nie, en op presies dieselfde dag, die 14de, die oggend is Yeshua gekruisig.
So hierdie vlekkelose sonder gebrek lammetjie was absolute afdruk in 'n prentjie van ons verlossingsplan, ja, 'n prentjie van Yeshua wat die lam van God is. En wat 'n amazing tyd om hierdie te vier. Nou by die tempel, toe die tyd toe Yeshua in Jerusalem gekom het, by die tempel het hulle elke dag 9 uur en 3 uur offers gehad, wat hulle op Pesach geoffer het. 9 uur, maar op Pesach was daar 3 offers, 9 uur, 12 uur en 3 uur. Yeshua die lam van God is ook die 14de gekruisig, en hoeveel kruise was saam met hom op Golgotha? 2 ander, nee, so daar was 3. 3 uur was die laaste lammetjie geslag, en dis presies 3 uur, het Yeshua aan die kruis gesê, dit is volbring. En dit is wat die hoëpriester ook uitgeskree het, by die tempel of by die tabernakel, as die laaste lam geoffer is, het is sy hande uitgestrek en gesê, iets nikmar. Wat beteken, dit is volbring. So perfek is Abba Vader, dat hy nie net sy seun op 14 Aviv laat kruisig het nie, maar presies dieselfde uur, soos wat hulle vir 1500 jaar gedoen het. En dit is wat Abba Vader doen. Dis wat hy doen. Abba Vader verander nie, en hy's gister en vandag dieselfde tot in die ewigheid. Dis ons wat kom met ekstra goedjies en ekstra dinge, en daarvan waarsku Yeshua ons. Presies dieselfde tyd kom die lam van God en hy sterf vir my en jou. Vanoggend 14 Aviv, volgens die Hebreë kalender, vanoggend 9 uur is Yeshua die lam van God gekruisig. Markus 15 vers 25. 3 uur vanmiddag het Yeshua gesterf. En so het Yeshua presies Abba Vader se fees kom vervul. Van vanaand met son onder begin Abba Vader se tweede fees, die fees van ongesuurde brode. En van vanaand af, wat vanaand Saterdag aand is tot môre aand, is 'n heilige Sabbatdag. Geen werk mag jy doen nie. En dan die derde fees, sê Abba Vader, na die Sabbat moet jy die fees vier. Dis nie die heilige Sabbat nie, dis die Sabbat wat dan kom na dit, en dis hoekom ons die eerste gerf, eers volgende first fruits of Yeshua se opstanding uit die dode, eers volgende Sondag sal vier. Nou Yeshua nooi ons die Pesach om aan tafel te kom sit, soos wat sy disippels aan tafel gaan sit het die aand voor hy gekruisig is. Hy nooi ons om aan tafel te kom sit, en daarom familie, is vanaand is so groot voorreg dat ons by mekaar kan kom en saam tyd kan spandeer in hierdie afspraak wat Abba Vader vir ons het. Net om te dink, ek weet nie of julle dit beleef waar nie, maar waar kry jy wat jy vandag sommer net genooi word as 'n gemeente saam, en dan is daar voorsiening vir almal. Is dit nie amazing hoe Abba Vader voorsien nie? Ons prys hom daarvoor. Ons gaan saam fees vier, ons gaan saam lekker saam worship hierna. Ons gaan tyd nou na Abba Vader se woord saam spandeer. En ek glo hy het 'n woord vir elkeen van ons. Hierdie is sy bestemde tyd, sy afspraak. En mag hy ons kom vul met sy liefde. So ons het gisterand begin met die boodskap wat Abba Vader op my hart gesit het om in die volgende 9 dae te deel wat ons gisterand mee begin het. Elke aand is daar van hier af, elke aand 6:30 is daar 'n boodskap wat uitgaan. Jy is welkom om hier te wees, ons nooi almal om saam te kom afsonder, maar elke aand gaan ons saam by mekaar kom en om die tafel wat Yeshua met sy disippels gehad het, want hy vertel vir hulle van dinge wat gaan kom en hy vergeef hulle al die beloftes. En dit is so belangrik. Dit is so belangrik. Johannes het 5 hoofstukke geskryf in die evangelie van Johannes oor die aand voor Yeshua gekruisig is. 5 hoofstukke. Wat Yeshua alles daai aand gesê het. Van Johannes 13, 14, 15, 16 vertel Yeshua die hele tyd vir hulle beloftes. Dit voor hy gekruisig is. Dit is soos, ek het dit gisterand genoem, en dit is soos Jakob of Israel wat sy 12 seuns roep in Genesis 48 en vir hulle die blessings uitspreek. Want Yeshua weet wat die volgende dag met hom gaan gebeur. En hy sê die hele tyd vir hulle, dit is wat gaan gebeur en moenie bekommerd wees nie, 'n kort rukkie en ons gaan kyk na dit alles. Maar 5 volle hoofstukke skryf Johannes. Johannes 17 eindig Yeshua sy gesprek
waar hy bid vir sy Vader en sê, Vader, laat daar eenheid wees in die liggaam van Yeshua. Laat daar eenheid wees in die liggaam. En dan sê hy, Vader, al die beloftes wat ek nou met hulle bespreek het, laat dit waar word. En dis waarna ons gaan kyk. So Johannes skilder vir ons 'n prentjie amper soos hierdie belangrike prentjie wat hy roep en sê, maar kom in 'n afsondering, kom na hierdie plekkie toe waar jy aan tafel kan sit saam met die koning en waar hy jou gaan bedien. En ek weet hierdie wêreld druk ons en dryf ons na sekere goeders en die fone en al hierdie dinge dryf ons, maar wat as hierdie die laaste Pessach is? Myne of ons in saam? Ons weet nie. Ons hoef ons nie te bekommer oor môre nie, maar wat as Yeshua ons roep in hierdie tyd? En dis Abba Vader se feeste, is 'n uitnodiging om saam met hom. Dis sy fees wat van gisteraand begin het en wat strek tot volgende week Sondag. En ek dink nie ons besef wat Yeshua, ons koning, ons bruidegom, ons hoëpriesters met ons wil deel in hierdie tyd, en hy roep ons om te kom sit by sy voete. So ons gaan in die volgende week so om die tafel sit. So die disippels, weet ons, en ons het gisterand gesien, hulle was bekommerd oor die koninkryk wat opgerig geword het. Hulle het gesien, Yeshua is die Messias, Yeshua genees, Yeshua doen wonderwerke, Yeshua laat die wat uit die dode uit laat hy opstaan, en hulle het al die dinge gesien, en hulle het die woord geken. En die woord het vir ons duidelik gemaak, sekere profesieë van die Messias. En hulle het dit begin, en hulle het begin sê, maar Yeshua gaan, wat se posisie gaan ek in die koninkryk van Yeshua hê? Wat gaan my posbeskrywing wees? Hulle was bekommerd daaroor. Dit het hulle gepla oor, wie gaan die grootste wees in die koninkryk van Yeshua? En so staan hulle, sit hulle om 'n tafel en staan Yeshua op, en hy doen die nederigste, hy betoon nederige liefde, en hy was hulle voete. Iets wat 'n slaaf sou gedoen het, en hy was hulle voete. En dan maak Yeshua beloftes aan hulle wat ou se verstand te bowe gaan. En ek dink ons ken dit nie, want ek het nog nooit gehoor van iemand wat daaroor regtig alles so bymekaar sit en daaroor preek nie. Hoekom was Yeshua hulle voete? En hoekom gee hy vir hulle beloftes? Hoekom doen hy dit voor hy gekruisig word? Het Yeshua nie daardie wat hy in die tuin van Getsemane, waar sy sweet verander het in bloeddruppels, hoe het hy dit reg gekry om sy disippels te bedien en te worry oor hulle en die beloftes vir hulle te gee, as hy weet presies elke detail wat met hom gaan gebeur? Wat Yeshua gemotiveer het, was liefde. En Yeshua leer hulle oor liefde en sê, 'n disipel van hom word gekenmerk aan liefde. Hoe weet jy of iemand 'n disipel van Yeshua is? Enigiemand? Liefde. Die woord sê dit. Hulle gaan julle kenmerk as disipels van my deur julle liefde. Yeshua leer sy disippels en ons deur voete te was. En hy leer ons, jou vermoë om lief te hê is direk gekoppel aan jou vermoë om jouself te verneder. Dis nie wat ons wil hoor nie. Ons wil verhewe word. Die disippels wou verhewe word. Hulle is gekies deur Yeshua. En ek hoop ek kan aan Yeshua se linkerkant of regterkant sit, of waar ons gaan sit is vir ons belangrik in die koninkryk. Hulle is besorg daaroor. Maar Yeshua leer ons, die vermoë om lief te hê is direk gekoppel aan jou vermoë om jouself te verneder. Hoe nederiger jy is, met ander woorde, hoe meer jy jouself in die eie ek neerlê en jou passie en jou drome en jou dinge, hoe groter is jou vermoë om lief te hê. Hoe meer jy doodgaan in jou eie ek en selfbesorgdheid en jou ambisieuse planne, hoe hoër word jou besorgdheid oor ander. En hulle was besorg oor wie gaan die grootste wees. En Yeshua leer en sê vir hulle, as julle wil groot wees in die koninkryk,
Wie is diensbaar? En hierdie is crucial, baie belangrik, want Yeshua se koms is binnekort. En dit wat ons hier doen, as ons wil belangrik wees in sy koninkryk, wees nou hier diensbaar. So Yeshua leer hulle, liefde in sy suiwerste vorm is onselfsugtig. Liefde tree op. Liefde word verwerp, jy kry dit, liefde word verwerp. Judas het Yeshua se liefde verwerp. En dit maak seer. Liefde word geopenbaar. Dis openbaar, jy hoef dit nie daar agter stilletjies te doen nie. Liefde word geopenbaar. En liefde word opgeroep. Liefde word opgeroep. Omdat die disippels se siening van die Messias was, is dat hy nou gaan heers. En hy gaan heers oor die Romeine en hulle gaan hierdie great pos hê. Hulle siening was Yeshua kom om sy koninkryk op aarde te vestig. Hulle siening was Yeshua kom om te regeer. En hulle het gesien, hulle het kans gesien hiervoor. Hulle is bly, hulle is deel, hulle is bly, hulle is gekies. En hulle het aan hierdie siening gekom omdat dit geprofeteer was. Dis aan Dawid beloof, dis aan Abraham beloof, maar hulle het die eerste koms en die tweede koms het hulle nie verstaan nie. Selfs na Yeshua se opstanding uit die dode sê hulle vir Yeshua in Handelinge 1:6, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig. Hulle het 'n koninkryksperspektief gehad. Hulle wou nie hoor dat Yeshua eers gekom het om te dien en te verlos die wat vasgebind was in Egipte, deur te sterf as die lam van God nie. Hulle wou dit nie hoor nie. Met sy tweede koms gaan hy heers, maar hulle het dit nie verstaan nie. So daar's 'n klomp dinge wat gebeur in die nagtelike ure voor Yeshua gekruisig is op die 14de Aviv. Maar net voor Yeshua gekruisig was daar verdere gesprekke oor Yeshua as koning. En dit is amazing om te sien alles wat gebeur van die aand af, wat Yeshua saam met sy disippels sien, hoeveel profeseë is daaroor in die Ou Testament. Hoe dit word geprofeteer oor en oor en oor, elke detail. Golgotha, alles wat gebeur het op Golgotha is soos 'n hoop profeseë. Dis 'n hoop profeseë. So is onmoontlik om vandag alles te kan noem wat daar gebeur het. En ek het gevra, Abba Vader, wat wil U hê? Moet ons vandag na kyk, wat is dit? Waar wil U ons stop? En hy het gesê, maar ek wil hê julle moet saam met my om die tafel kom sit. Ek wil julle verder leer oor liefde, want ek is liefde. Die disippels was nie alleenlik onkundig oor Yeshua se koms en Yeshua as koning nie. Daar was verskeie onkundiges oor presies hoe Yeshua gekom het en menslik het hulle probeer in hulle eie natuurlike brein het hulle probeer Yeshua uitwerk, maar hulle kon nie. Want Yeshua kom te staan ook voor 'n man Pilatus. Dit nadat hy in die oggendure vroeg by Kajafas se huis was en Pilatus vra toe vir Yeshua in Johannes 18 vers 34, is U die koning van die Jode? Sien, almal was so 'n bietjie onkundig oor hierdie koninkryk. En Pilatus vra vir Yeshua, is U die koning van die Jode? En Yeshua antwoord hom, sê U dit uit U self? Was dit 'n openbaring wat Abba Vader vir jou gegee het? Of het ander U dit van my gesê? Het jy dit gehoor by iemand anders? Alhoewel Yeshua weet klaar wat sy antwoord. So Pilatus antwoord hom, is ek dan 'n Jood? Ek is nie 'n Jood nie, ek ken nie julle agtergrond nie. Is ek dan 'n Jood? U volk en die owerpriesters het U aan my oorgelewer. Wat het U gedoen? Hy sê vir Yeshua, jou mense, jou kerksmense, hulle het jou hier na my toe gebring om jou oorgelewer. Hulle wil hê ek moet jou doodmaak. En Yeshua antwoord hom, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het. Dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Jy weet hoe Petrus het dit probeer, hy het Malchus se oor afkap. My dienaars sou geveg het dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Hoor wat vra Pilatus toe weer vir Yeshua, is U dan tog 'n koning? En Yeshua antwoord hom, U sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore.
En hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. En dan in Johannes 19 vers 14 tot 15 staan, en dit was die voorbereiding vir die Pasga, omtrent die 6de uur. So dit was oggendure op die 14de Aviv, vandag, amper 2000 jaar later. Toe sê Pilatus vir die Jode, daar is julle koning. En hulle skree, neem weg, kruisig hom. En Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? En die owerpriesters en die Jode antwoord, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Die mense het geskree, neem weg, kruisig hom, en Pilatus sê, moet ek julle koning kruisig? Pilatus was so 'n bietjie van sarkasties, en dis waar Abba Vader my hier iets wys oor wat hier gebeur. Pilatus was so 'n bietjie sarkasties, maar die owerpriesters het met skynheiligheid geantwoord, ons het geen koning nie behalwe die keiser nie. Die koning is daar in hulle midde. Hulle sien hom net nie raak nie. En Johannes 19 vers 16 sê verder, toe het Pilatus hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word. En hulle het Yeshua geneem en hom weggelei. Die woord sê hulle het Yeshua weggelei om gekruisig te word. Nou, daar is geen verskrikliker dood as om gekruisig te word nie. Daar's nie vir my 'n groter verskriklike dood as om gekruisig te word nie. Ek meen as jy nou moet kies hoe jy wil doodgaan, sal heel eerste op jou lysie wees om gekruisig te word. Die kruisdood was die wreedste en gruwelikste dood moontlik. Dit was ook die skandelikste manier om dood te gaan. Want jy's basies kaal uitgetrek en langs 'n baie besige pad aan 'n houtkruis vasgespyker en opgehang vir almal om te sien. En Jesaja 53 vers 2 tot 3 sê, hy het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad nie. Hy was so geslaan dat hy nie eens meer soos 'n mens gelyk nie. Dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Jy weet as jy partykeer as jy iemand sien wat sy oë traan, dit met my gebeur het. As ek iemand sien wat sy oë traan of seer het, as ek iemand sien met 'n lelike oog, dan begin ek ook te huil. En dis wat hierdie gedeelte sê, as jy na iemand kyk wat so, sy liggaam was so vermorsel deur die vlaghelm wat hy geslaan is, uitmekaar uitgeskeer, dit sulke velle wat aan hom gehang het, jy kon nie vir hom kyk nie. Hy was onmiskenbaar vermink, hy's gemartel, en jy kon nie vir hom kyk nie. En so is hy opgehang. Die kruisdood was 'n dood wat gereserveer is vir slawe, vir bandiete en kruisgevangenes en rebelle. Nou hoor gou, daar was 'n Romeinse wet dat geen Romeinse burger gekruisig mag word nie. Behalwe op persoonlike bevel van Caesar, die koning. Want as jy 'n Romeinse burger was jy beskerm teen hierdie aaklige vernedering. Hierdie groot skande van kruisiging. Yeshua het die aand aan tafel vir sy disippels, die vorige aand aan tafel vir sy disippels geleer oor liefde, en liefde is nederigheid. Dis liefde is wanneer jy leeg raak van jouself en jouself so verneder. En ek het nie gedink, hierdie disippels het ooit gedink dat Yeshua so ver sou gaan. Om homself so te verneder, dat hulle jou uittrek, jou so vermink, dat jy onherkenbaar is vir almal om te sien. Jy sien, ons het gisterand gesien, hoe nederiger jy is, met ander woorde, hoe meer jy jouself in die eie ek neerlê, hoe groter is jou vermoë om lief te hê. Abba, dis my gebed dat u liefde hierdie plek sal toesak, en dat ons oë en ore sal oopgaan, dat hierdie so aan ons harte sal raak.
Hoe groter is jou vermoë om lief te hê? Met ander woorde, as jy jouself so neerlê, ons koning het ons kom leer en hy het sy disippels geleer. Dis deur die bloed van die lam. Dis deur die woord van jou getuienis en tot die dood toe het hulle lewe nie lief gehad nie. Dis hoe jy disippels. Yeshua het ons kom leer. Jy sien die kruisdood was 'n stadige dood. Dit was 'n stadige dood. Want jy het uiteindelik gesoog aan bloedverlies, uitputting, rehydrasie, skok. Jou hart het so hard soos klip geword. En uiteindelik was dit verstikking. Kruisdood. Maar Johannes sê eenvoudig net vir ons in Johannes 19 vers 16, toe het Pilatus Yeshua aan hulle oorgegee om hierdie aaklige dood om gekruisig te word. En hulle het Yeshua geneem en hom weggelei. Jy sien, ons lees hierdie goed en dan verstaan ons nie altyd lekker nie. Hoekom het Pilatus dit gedoen eerstens? Pilatus het in paniek opgetree, want hy staan voor die koning van alle konings. Sy vrou het hom gewaarsku oor die droom wat sy gekry het oor Yeshua. Pilatus is in wese actually deur die kerk, die Jode, die owerpriesters, was hy afgepers. Kom ek verduidelik. In Johannes 19 vers 12 staan daar, hierop het Pilatus probeer om hom los te laat. Hy het probeer om Yeshua los te laat, maar die Jode het geskree en gesê, as u hom loslaat, is u nie die keiser se vriend nie. Ons gaan vir die keiser sê, jy is dan nie sy vriend nie. As u hom loslaat, is u nie die keiser se vriend nie. Elkeen wat homself as koning maak, kom in verset teen die keiser. So jy wil nou sy kant vat in plaas van jou eie keiser? Hulle was besig om vir Pilatus te manipuleer. En elkeen wat homself as 'n koning uitmaak, staan Caesar teë. So jy moet nou kies, watter koning gaan jy nou hier kies? Hy sê hy is koning, jy het dit nou self gehoor. Wat sê jy? Want as jy hom nie laat gaan kruisig word nie, dan sê dit vir ons iets en ons sal vir Caesar gaan sê, hoor. Weet ons nou nie so lekker oor jou pos wat jy het nie, jou ambisies en jou pos, jou salaris, jou check. Hulle het Pilatus afgepers en gedreig. Hulle sou vir Caesar sê dat Pilatus nie reg opgetree het nie en dat Pilatus Caesar as koning minag. So Pilatus was so 'n bietjie afgepers en gemanipuleer en so reageer hy toe paniekerig op in vrees en so gee Pilatus Yeshua oor om hierdie aaklige dood gekruisig te word. En hoor gou, en hulle het Yeshua weggelei. Wie het Yeshua weggelei? Ons gaan nou sien. Dis 4 manne wat iets gedoen het met sy klere. Matteus, Markus, Lukas en Johannes sê ook Yeshua is weggelei. Nou weer eens, volgens die geskiedenis was kruisigingsslagoffers die oomblik as hulle gehoor het, as 'n kruisigingsslagoffer gehoor het, hy gaan gekruisig word, was hy doodbang. Doodbang. Die woord sê, en die geskiedenisboeke sê, hy was verskrik bo verstand. Hy was verskrik bo verstand. Hulle sou 'n soort waansin ontwikkel. Daar sou iets in daai persoon gebeur. Hy sou 'n soort waansin ontwikkel. Hulle sou mal word, want hulle het besef wat se pyn hulle nou gaan tref. Daarom het hulle buite hulle self opgetree. As jy gehoor het, jy gaan nou gekruisig word. Want hulle was so verskrik. Hulle moes hierdie beskuldiges soos wilde diere gaan gryp het en hom met 'n sweep fors na waar hulle hom sou gekruisig het. 'n Groep soldate, 4 of 5, sou gewoonlik die gekruisige daar moes gaan vaslê met en gaan vashou het en weggedra het met 'n groot geveg.
By sommige geleenthede moes hulle letterlik die beskuldiges vasgemaak het en gesleep het om hom te gaan gekruisig. Maar die woord sê, hulle het Yeshua weggelei. Wat beteken, hy het hulle gevolg. Geen paniek, geen stryd, geen gesleep, geen aansporing nie. Hulle het hom gelei. En dis presies wat Jesaja geprofeteer het in Jesaja 53 vers 7 wat sê, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy is geslaan met 39 houe, alhoewel hy nie teen hulle eers in teenkante gekom het toe hy gesê het, hy het hom net weggelei. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam, wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap, wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Yeshua is soos 'n skaap na die slagplek gelei. Net hierdie gedagte breek my hart, want dis liefde wat optree. Dis liefde wat geopenbaar word. Dis nederigheid. Dis liefde wat homself verneder. En dis liefde wat verwerp, ja, wat die mense nie wil ontvang nie. En hoor gou, dis liefde vir my en jou. Want dit was my en jou loon. Dit was die prys wat ek en jy moes kry. Watter ander koning sal dit doen? Watter ander koning sal dit doen? Maar hoor gou, dan gebeur daar nog 'n klomp dinge. Tussen vonnis, die oomblik as jy gevonnis word, en wanneer jy tereggestel moes word, het gewoonlik 2 of 3 dae gevat. Daar verloop. Yeshua is direk na sy vonnis op pad Golgotha vir teregstelling. Dit het nooit gebeur nie. Die Romeine het 'n wet gehad wat 2 dae vereis het tussen vonnis en teregstelling. Hoekom? Dit het tyd gegee vir getuienis om na vore toe te kom. Om 'n saak te maak om verdediging te verskaf. Maar in Yeshua se geval het hy reguit van Gabata, die plaveisel waar hy was, na Golgotha, die plek van teregstelling gegaan. Hy het van tronk en oordeel na teregstelling toe gegaan dadelik. Presies wat Jesaja geprofeteer het. Jesaja profeteer in Jesaja 53 vers 8, uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, terwille van die oortredinge van my volk, was die plaag op hom. Hy was self nie sondig nie, hy was dadelik, as gevolg van ons sondes. Dit oortree al die wette van geregtigheid onder die Jode, selfs die Romeine. Wat daar gebeur het. Dan gaan Johannes, en hy sê in Johannes 19 vers 17, en hy het sy kruis gedra, Yeshua het sy kruis gedra, en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het, en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, en Yeshua in die middel. Yeshua wat onherkenbaar vermink was, sê die woord, hy het sy kruis opgetel. Ek gaan kyk toe nou maar vir 'n kruis of vir 'n man om opgehang te word, wat sal so 'n kruis weeg? En volgens geskiedenis staan daar enige iets tussen 90 kg en 120 kg. Yeshua was so vermink dat hy was onherkenbaar op die kruis, maar hy dra sy kruis, kom ons sê is 90 kg. Letterlik in die Grieks het hy het self sy kruis gedra, soos Yeshua op pad was na Golgotha. En soos wat hy op pad is Golgotha, moet hy deur Via Dolorosa stap, vir die publiek om te aanskou. Hy is deur die strate gelei, vir openbare blootstelling. Liefde is 'n openbare blootstelling, ons het gisteraan dit gesê. Ons weet op 'n stadium met Simon van Sirene het gekom om Yeshua te help om die kruis te dra.
Onthou vroeg in Johannes 18 vers 31, vroeg die oggend het Pilatus vir die Jode gesê, neem julle hom en oordeel hom volgens julle wet. Pilatus het gesê, hoorie, julle Jode, oordeel julle hom. Hoekom bring julle hom na my toe? En toe het hulle ons met Pilatus begin afpers. Wat sê die Jode toe vir Pilatus? Toe Pilatus sê, hoorie, nee, oordeel jy hulle. Toe Pilatus vir die Jode sê, oordeel julle vir Yeshua. Die Jode sê toe vir hom, dit is ons nie geoorloof om iemand dood te maak nie. Hulle het geweier om hom dood te maak. En die woord sê verder, sodat die woord van Yeshua vervul sou word, wat hy gesê het om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe. Hoe wrede dood hy sou gaan kry het. Jy sien, as die Jode gesê het, goed, ons sal hom doodmaak, sou hulle hom ons gestenig het, dan sou hy nie die Messias gewees het. Dan sou hy nie die profesie in Psalm 22 vervul het nie. Dis een profesie op die volgende profesie, soos wat jy deur hierdie gedeelte op Golgotha werk. So hoor wat sê Johannes 19 vers 18, hulle het saam met hom 2 ander manne gekruisig. Die ander evangelieskrywers beskryf hulle as diewe, die ander 2, as rebelle, opstandiges en kwaaddoeners. Hierdie is ook 'n vervulling van profesie, dat daar 2 ander was saam met Yeshua. Jesaja 53 profeteer, Jesaja, hy saam met die oortreders getel. So in Johannes 19 vers 22 staan daar verder, en Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe Yeshua die Nazarener, die koning van die Jode. Hierdie opskrif, dan het baie van die Jode gelees, almal wat daar bygekom het, want hy onthou, hy was op hierdie publieke plek, was hy gekruisig. So vers 20 sê hierdie opskrif het dan baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Yeshua gekruisig is, naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreëus en Grieks en Latyn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe nie, die koning van die Jode nie, maar hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus sê, maar hy het vir my gesê, hy is die koning van die Jode, en Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. Hoor gou hierdie teken self, bring eer en verskeie profesieë op, wat so fascinerend is. Pilatus skryf dit, kom ons begin daar, Pilatus skryf dit, hoekom skryf hy hierdie teken? Het Pilatus regtig Yeshua raak gesien as die koning van die Jode? Dit terwyl die Jode hom afgepers het, om Yeshua dood te maak? Maar Pilatus het op hierdie teken, wat op die kruis gesit is, laat skrywe Yeshua die Nazarener, die koning van die Jode. Dit beteken Yeshua wat gebore is, wat groot geword het in Nasaret. Wat hulle eintlik gedoen het, is hulle sou die misdaad op die kruis gesit het. Dis wat eintlik daar moes gekom het. Maar Pilatus hy het gesê hy is die koning, en julle wil hom dood hê. Hy is die koning van die Jode. Die misdaad moes eintlik al opgekom het, en Pilatus weet nie wat die misdaad. Die misdaad is, hy is die koning van die Jode. Hoor gou, Pilatus het 6 keer gesê, ek vind geen fout in hierdie man nie. 6 keer. Pilatus het Yeshua op 6 afsonderlike kere amptelik onskuldig verklaar. Hoekom doen Pilatus dan nog steeds hierdie teregstelling? Is dit dieselfde rede as wat Judas gehad het? Hy het geweet Yeshua is die seun van God, maar vir 30 silwerstukke sal ek hom verkoop. Pilatus het geweet Yeshua is die koning. Hy het geweet Yeshua is onskuldig, maar hy gaan nie sy pos verloor by Caesar nie. Hy sal nie doodgaan in die eie ek en sy ambisie nie, en sy koninkrykie wat hy besig is om op te bou nie, vir die waarheid nie. Omdat hy deur die Jode afgepers was, Pilatus was bang
soos Judas, hy gaan sy ambisieuse posisie verloor. En so verraai hy ook vir Yeshua. Jy sien, jy kan lief hê en aan ander doen wat jy self aan jouself gedoen wil hê. Jy kan dit nie doen as jy nie bereid is om van die eie ek neer te lê nie. Hoe minder jy doodgaan aan jouself en net besorg is oor jouself, hoe minder is jy besorg oor ander. Hy was net besorg oor sy eie welstand, sy eie finansies, sy eie pos wat hy het by Caesar. Selfde soos Judas. Judas was net besorg oor die 30 silwerstukke wat hy gaan kry, want hy weet sy koning gaan in die kei sterf. Hy sê dit die hele tyd. Aan die ander kant, hoe meer jy doodgaan in jou eie ek en selfbesorgdheid en jou ambisie en hoe jy raak gesien word deur mense, hoe hoër word jou besorgdheid oor ander. Dis ons hoë roeping. En dit is hoe jy eenheid in die kerk bring. Pilatus laat Yeshua kruisig, al verklaar hy 6 keer, Yeshua is onskuldig. Want Pilatus is bang, hy verloor sy posisie. Hy gaan dalk sy eie lewe verloor deur Caesar as hy nou sê Yeshua is die koning. En hy weet Yeshua is. Net soos wat Judas geweet het. Hy beskerm net sy eie wickets. Hoe baie doen ons dit nie? Hy beskerm net sy eie lewe. Dis deur die bloed van die lam en deur die woord van die getuienis wat ons die vyand oorwin en tot die dood toe is ons nie ons eie lewe liefhet nie. Wat sê Yeshua? Yeshua sê in Johannes 15 vers 13, groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee nie. Judas en Pilatus het daai nie verstaan nie. Al weet hulle, Yeshua is die waarheid. Hy is die koning. Ons sal hom verraai. Klink amper asof hulle in Suid-Afrika lewe. Want deesdae is bedrog, dis norm. Pilatus het geweet, Yeshua was geen misdaad nie. Hy was geen misdadiger nie. Hy en sy vrou het dit baie goed geweet. En daarom het hy ook nie enige misdaad op die bord bo Yeshua se kop geplaas nie. Hy het nie 'n misdaad nie. Julle het gesê hy is. Ek sit dit op wat julle sê. Yeshua die Nazarener, die koning van die Jode. Dis die misdaad, dis waarvoor julle hom kruisig. So eerstens was die teken bo op Yeshua se kruis 'n verklaring van Yeshua se onskuld. Jy sien, ek dink Pilatus was baie gefrustreerd met die Jode en ek dink hy het op 'n punt bereik waar hy so kwaad was vir hulle dat hy wraak gesoek het en dis hoekom hy Aspris laat skryf het. Julle sê dit dan vir my, Yeshua die koning van die Jode, die Nazareer. As julle sê Yeshua is die bedreiging vir Caesar, as julle sê Yeshua is die bedreiging van Caesar, dan noem ek hom dan die koning van die Jode, die Nazareer. Want onthou die Jode het self, Pilatus sê, ons het geen koning behalwe Caesar nie. So nou wat, julle sien hom as 'n bedreiging, so, dit is dan die sonde. Hulle het Yeshua as hulle koning geweier, maar Pilatus gaan hom so identifiseer. Yeshua die Nazareer, die koning van die Jode. Okay, so ons verstaan hoekom is hy die koning van die Jode. Hy is uit die stam van Juda en ons verstaan hoekom sê hy die koning van die Jode. Maar hoekom by sê Yeshua die Nazarener? Yeshua het groot geword in Nasaret. En Nasaret was 'n onbelangrike, onbeduidelike dorpie. Onthou vroeg in die evangelie van Johannes hoofstuk 1 vra een van Yeshua se disippels voor hy Yeshua ontmoet het, Nathanael, self ook vir Filippus, kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? So Pilatus is dalk sarkasties en meen 'n koning wat van niks en nêrens afkom nie. 'n onbelangrike plek af. Maar wat Pilatus nie weet nie, is net die feit dat hy noem Yeshua die Nazareer dui op 'n verdere profesie in Jesaja 11 vers 1. Yeshua die Nazareer. Jy kan daarvan gaan kyk, ons het 'n hele oggend daaroor tyd spandeer, 'n rukkie terug op Matteus 2. Dit dui op 'n profesie van Jesaja 11 oor Yeshua wat in die geslagsregister is van Dawid.
En Jesaja 11 vers 1 is 'n profesie oor die komende Messias. Daar staan, hy is die een uit Dawid se lyn, hy is die koning, hy is die een wat hoe kan jy dit nie raak sien nie? Jy sien, Pilatus dog, hy is sarkasties. En hy maak van 'n soort van 'n bespotting van Yeshua. Of 'n minagting. Want Pilatus was so 'n bietjie ontsteld met die Jode wat hom wil afpers by Caesar. Maar onthou Yeshua self sê in Johannes 8 vers 28, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is. Hoor gou, as ons gaan kyk na die bordjie wat Pilatus bo Yeshua op die kruis laat opsit het, dan staan daar Yeshua van Nasaret, die koning van die Jode. En ek glo almal van julle het dit al gehoor. Wat die Jode doen en die geleerdes doen is hulle vat die letter van elke woord, die eerste letter, en dan sit hulle 'n woord ook so saam. En as jy die letter van elke woord vat wat daar staan, dan staan daar Yod-Heh-Wav-Heh. Met ander woorde presies ook wat Yeshua geprofeteer het, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is. Ek is. Johannes 19 vers 21 sien ons sê die owerpriesters van die Jode vir Pilatus, moenie skrywe nie, die koning van die Jode nie, maar hy het gesê ek is die koning van die Jode, sê hy. Maar hy het gesê ek is die koning van die Jode, en dis hoekom julle hom wou doodmaak. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. Pilatus was 'n bietjie ontsteld met hierdie ouens, en in sy skrywe, sonder dat hy weet wat hy doen, skryf hy daar, Yeshua is die Messias, Yeshua is die gesalfde een, en hy is die koning van die Jode, maar nie net die koning van die Jode nie, die koning van Israel, maar nie net die koning van Israel nie, die koning van die heelal. Onthou Pilatus het vir Yeshua gevra in Johannes 18 vers 34, is u die koning van die Jode? En Yeshua antwoord hom, sê u dit vir myself? Of het u dit vir my, het u dit by iemand anders gehoor? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. So my vader was besig om die gebeure te beheer, wat gebeur het op die 14de Aviv. Sonder dat Pilatus weet wat hy doen, weet Abba Vader presies, want so was Pilatus net 'n instrument om 'n profesie te vervul wat in die woord vasgevang was. Is dit nie amazing nie? En Abba Vader het beheer oor alles. Hy het die beheer oor daai teken gehad. Wat bo op Yeshua se kop was. Wat verkondig, hy is die waarheid. Want dit is die waarheid. Die geskiedenis teken nie 'n gekruisigde verlosser op met 'n lys van misdade bo sy kop nie. Dit teken 'n gekruisigde verlosser op met die waarheid bo sy kop. Hy is die Nazareëner. Hy is die Messias uit die stam van Dawid wat uitkom uit Isaïe, uit dieselfde geslagsregister, en hy is die koning van die Jode. Dis die waarheid. Yod-Heh-Wav-Heh. Hy is God. Hy is nie net die koning van die Jode nie, nie net die koning van Israel nie, maar hy sal die koning van die hele wêreld wees, en hy is, want Paulus sê in Filippense 2, elke knie sal buig en elke mond sal getuig. So hoor gou, hiermee wil ek afsluit, of ek dink nog nie so nie, ek wil net dalk nog so 2 of 3 goedjies noem. Miskien het die teken en die gespottery onder die kruis, miskien het daai teken en die gespottery onder die kruis ook 'n ander gevolg gehad. Miskien het daai teken 'n ander gevolg ook gehad. Hoor gou, in Lukas 23 vers 33 staan, en toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerhand. En Yeshua sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Yeshua bid, hulle is opgehang, en die ene aan die kant, die ander aan daai kant, en dan bid Yeshua, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp.
En die volk het dit staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos. Laat hy homself verlos as hy die Messias is. As hy die uitverkorenes van God is. En die soldate het hom ook gespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as hy die koning van die Jode is, verlos hy self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in die Griekse en Romeinse en Hebreëse letters, hy is die koning van die Jode. Hulle het Yeshua bespot as die koning van die Jode. En omdat hy van Nasaret afkom. Hulle het 'n bespotting daarvan gemaak. En Yeshua bid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet nie wat hulle doen nie. En net daar, toe Yeshua hierdie gebed bid, toe die rower sy lewe so omgedraai. Net daar. Ek persoonlik dink net daar het een rower sy hele lewe omgedraai. Want sien, as jy leeg word van jouself, kan jy liefde ontvang. Al het jy ook wat verkeerd gedoen in jou verlede. Almal het 'n verdraaide begrip gehad van wat besig was om te gebeur, en te midde van dit alles kry een man duidelikheid. Een man gaan die lig aan. Hy is die Messias. Ten spyte van alles wat om hom aangaan, waaraan hy deelgeneem het, gaan die lig aan. In Lukas 23 vers 39 staan, en een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as hy die Messias is, verlos hy self en ons. Een van die misdadigers sê, hy maak ook 'n bespotting. Hy maak ook 'n bespotting en hy sê, as hierdie kwaaddoener wat opgehang is, en hy sê, as hy die Messias is, verlos hy self en ons. Hy saam met hierdie ouens, en hierdie bespotting wat hulle maak van dit wat bo op Yeshua se kop is. Hierdie ou hang self aan die kruis. Hy het dieselfde lyding verduur, wat Yeshua self fisies verduur het. 'n martelende, 'n dodelike soort pynlike pyn. En hy het nog genoeg krag en genoeg energie om Yeshua te laster. Hierdie kwaaddoener gebruik sy laaste energie om Yeshua te laster. Hoekom? Want dis hoe aansteeklik die haat en die boosheid op Golgotha was. Maar iets het met die ander kwaaddoener op die kruis ook gebeur. 'n man wat toegewyd was aan geweldige roof, gewelddadige roof en goddelose misdadiger. Dit was reg dat hy daar was om gekruisig te word. Hierdie man het ook pyn en trauma verduur, hierdie pyn van die kruis. En nou mense sou dink dat die geweldige lyding wat jy kry met jou hande wat vasgespijker is, jy wat hang op hierdie kruis, dat jou brein so bietjie sou vervaag om net die pyn te kan hanteer. Want sien, die liggaam het die vermoë om in skok in te gaan. Maar in die oomblik van die ergste denkbare soort pyn, word hierdie ander rower se gedagtes kristalhelder kleur, met 'n persepsie van die werklikheid wat nooit in sy lewe, wat hy nooit ervaar het nie. En sekerlik sy ergste woestyntydperk ooit kry hy helderheid en 'n persepsie van die waarheid. En dis wat gebeur in die woestyn. When you seek him. Hy sien die lig van die wêreld reg langs hom. Hierdie man ontvang 'n werklikheid wat hy nog nooit ooit in sy lewe ervaar het. Hy hang op 'n kruis, is die seerste seer wat hy in sy lewe gehad het. Maar hy ontvang liefde. Iets het met hierdie ou gebeur. Wat sou dit wees? Wat sou dit wees? Hoekom sê ek iets het in sy lewe gebeur? Ek meen, ewe skielik draai hierdie ou teen sy eie chommie wat saam met hom kwaad gedoen het, en hy sê vir hom,
Wat praat jy teenoor die Messias? Lukas 23 vers 40 sê, maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy nie God nie? Terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Yeshua, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En daarop reageer Yeshua dadelik en sê, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat het hier gebeur? Wat het hier gebeur met daai man? En kan dit vandag in my en jou lewe gebeur? Kom ek vertel jou, wat leer Abba Vader my, wat het hier gebeur? Hier was 'n goddelike divine afspraak. 'n Wonderwerk. 'n Soewereine hand van Abba Vader. Want hoor gou, daar was 2 misdadigers, beide kante van Yeshua. Die een aan Yeshua se een kant word 'n gelowige, hy repent, hy teshuva, hy draai terug na Yeshua toe, hy glo in Yeshua as die Messias en sê, Yeshua, dink aan my Here wanneer u in die koninkryk kom. Hy het leeg geword van homself en so word hy gevul met liefde. En Yeshua sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die ander man aan Yeshua se ander kant, hy glo nie, hy is te vol van homself, hy maak selfs in sy eie seer 'n bespotting van die Messias. Geen vrees in homself nie, want hy is so vol van homself. Hy maak bespotting van Yeshua en verwerp Yeshua, net soos Judas. Hy's vol van homself en sy einde is soos Judas se. Die misdadiger wat tot redding kom besef dat dit deur Yeshua is. Yeshua is die koning, Yeshua is die Messias, Yeshua is die lam van God. Dit is net deur die bloed van die lam wat hy gered kan word. So kortliks, daar's 3 dinge wat Abba Vader my hier uitleer. Nommer 1, jy kan ook nou jou hart vir Yeshua gee. Jy kan nou jou hart vir Yeshua gee. Nou is dit te laat. Maar jy het nodig om leeg te raak van jouself. Jy het nodig om op te hou oor jou eie opinies en jou eie dingetjies en net leeg te raak van jouself en te sê, Koning Yeshua, U is my alles, ek het U nodig. Kom vul my met U liefde. Jy sien die man langs Yeshua, wat langs Yeshua gehang het, was 'n misdadiger, hy was 'n moordenaar, so dit maak nie saak wat ook al jy in jou lewe verkeerd gedoen het nie, of wie jy is nie, Yeshua het gekom om sondaars te red, vir my en jou ook. Die tweede ding wat Yeshua my leer is om 'n 2, hy is die weg, hy is die waarheid in die lewe en niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. Romeine 10 vers 11 sê ook, elkeen wat hom glo, sal nie beskaamd word nie, elkeen wat in hom glo. Yeshua self sê ook in Johannes 6 vers 47, wie in my glo het die ewige lewe. So Yeshua het vir die misdadiger gesê, vandag sê jy saam met my in die paradys wees. Met ander woorde, die misdadiger vra van die koning, hierdie misdadiger vra vir die koning van hemel en aarde, hy vra net 'n gedagte. Yeshua die verlosser moet aan hom dink. Wat kry hy? Hy kry paradys. Wat van as ek net vandag sê, Yeshua, dink aan my asseblief. Dink aan my. Hierdie man vra 'n druppel. Hy word oorstort met 'n oseaan van genade en liefde. Jy sien, vir die mense wat na Yeshua toe kom, sluit hy die paradys oop. Uit liefde en volmag as koning van die koninkryk van God. En ek dink hierdie misdadiger aan die kruis is soos die verlore seun wat net besluit het, maar hy wil teruggaan. Hy soek vergifnis en hy wil gaan sit aan 'n feesmaal. Hoor gou, wat dink jy? Wat het deur hierdie misdadiger se kop gegaan op die kruis? Wat het hom laat besef? Hy is die Messias. Wat dink jy het dit getrigger? Ek dink persoonlik, toe hy hoor,
Yeshua bid, Vader, vergewe hulle. Want hulle weet wat hulle doen. Hulle weet wat hulle doen. Ek meen, wie bid vir spotters? Wie bid vir mense wat jou slaan met 'n vlaghelm 39 hou jy dat jy onherkenbaar vermink is? Wie bid vir hulle? Wie bid vir mense wat jou spoeg? Wie bid vir mense wat jou baard uit jou gesig uitruk? Wie bid vir mense wat jou bespot, jou valslik beskuldig? Wie bid vir mense wat jou so erg verneder? Wie bid vir mense wat jou klere onder mekaar verdeel? Weet jy wie? Liefde homself. As 'n disipel gekenmerk word uit liefde, gaan 'n Messias verseker gekenmerk word as liefde. Dis liefde wat my en jou vandag roep om aan tafel saam met hom te kom sit. In Johannes 19 vers 23-24 staan, en toe die soldate Yeshua gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele vir elke soldaat, 'n deel en 'n onderkleed, aan die onderkleed 'n naad, die onderkleed was sonder naad. En duidelike detail wat vir ons gegee word en hoor gou hierdie 4 soldate verdeel Yeshua se klere onder mekaar, maar daar was 'n ekstra kleed, 'n onderkleed sonder naad, wat ook genoem word 'n tuniek, wat hulle nie kon opskeer nie. Hoor gou, daar is iemand anders wat in die Torah ook hierdie kleed gedra het, wat uit 1 stuk gedra word, sonder naad. 'n Hoëpriester. Eksodus 28 vers 31-32, nog 'n profesie. Die hoëpriester het 'n naadtelose kledingstuk gedra. Hierdie presiese beskrywing van die onderkleed is hoe die linne tuniek was, hoe die hoëpriester gedra het, en dit was naadloos. Maar hoor gou, ons weet Yeshua is ons hoëpriester, né? Hy is ons hoëpriester wat vir ons intree, en ons kan enige tyd, deur die prys wat hy het medelee met al ons seer, maak nie saak waartoe jy gaan nie, hy weet, die ergste fisiese, geestelike pyn waardeur jy kan gaan, Yeshua het daardeur gegaan. Hy is ons hoëpriester. Hoor gou, priester in Latyn is pontifex. Pontifex. Pontifex in Latyns beteken priester, maar raai wat nog? Brugbouer. Die funksie van 'n priester was om 'n brug tussen Abba Vader en sy kinders te bou. Yeshua dra hierdie naadtelose kleed soos die hoëpriester, want hy is die ware brugbouer. Hy is Abba Vader se volmaakte hoëpriester. En op elke manier waarna jy hierdie gebeure kan kyk op Golgotha, sien jy die heerlikheid van Yeshua in die vervulling van hierdie spesifieke prentjies wat in die skrif geprofeteer is. Daarom kan die Ou Testament nie in die Nuwe Testament geskeur word nie. Alles gaan oor Yeshua, van die begin tot die einde, en as jy een woord uithaal, Johannes 19 vers 24 sê, en hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer nie, laat ons hierdie tuniek nie skeer nie, maar laat ons die lot hieroor werp, wie sin dit sal wees, sodat die skrif vervul sal word, wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad, het hulle die lot gewerp, die soldate het so gedoen. Waar is dit geprofeteer? Psalm 22. Hulle wonder wat gaan met hierdie naadtelose kledingstuk gebeur. Dit was 'n profesie wat wie eens in die woord vervul is, dat hulle oor sy klere en dat hulle daai tuniek nie geskeer het nie. Psalm 22 vers 19 het dit lank voor Yeshua geprofeteer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my kwaad. Hulle het geen idee gehad, hierdie wagte het geen idee gehad wat hulle doen nie, net soos wat Pilatus nie 'n idee gehad het wat hy doen nie. Maar hulle het Psalm 22 vers 18 vervul. En daarom, die prys wat ons koning betaal het, hy is die koning. Ons koning het gekom om ons te wys wat is liefde.
Ons koning het gekom om vir ons te wys wat is liefde. Ons koning het ons geleer om jouself te gee, om jouself te verneder. Om jouself te verneder. Hoekom nie vandag? Op hierdie dag, die prys wat hy betaal het, hy het al my en jou sondes op hom gevat. Hoekom nie vandag voor hom neerbuig en sê, "Our Majesty, U is my hoëpriester en dankie vir die prys wat U betaal het. Ek gee myself as lewende offer. Ek gee my toegewydheid, ek gee myself vir U. Ek wil vir U lewe." Kom ons bid so saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir U liefde. Dankie vir U goedheid. Ons koning, vandag wil ons net stil raak voor U. En ons wil neerbuig voor U. Ons wil onsself verneder voor U. Want U leer ons wat is liefde. U leer ons wat is liefde. U leer ons. En daarom wil ons doodgaan aan onsself. U is die koning van ons harte. En ons eer U. Our Majesty. Ek wil jou vra, as jy net 'n oomblik gaan ons net voor ons koning buig. Daar waar jy is, weet die vloer is hard. Maar kyk waar deur het hy gegaan vir my en jou. Ons kniel voor ons koning. Empty-handed but we're singing. We're singing. Forever. Shake my love in the presence of your majesty. We're singing majesty. Majesty. Your grace has found me just as I am. Empty-handed but alive in your hands. We're singing. We praise you, oh God. Lift up a new song. Oh, we praise you, Lord. Forever we are changed by your love. Forever we are changed by your blood. Dankie koning Yeshua vir die prys wat U betaal het. Ek wil bid Vader vandag, as daar een is wat uitroep na Yeshua, Yeshua, I see you as my Messiah. U is die Messias. Ek gee myself vir U as lewende offer. Ek vra om jou hand net so op jou hart te sit en te sê, koning Yeshua, hier is my hart, ek gee U my hele lewe. U is die koning van my lewe. Ek was soos Judas, soos Pilatus, ambisieus en my eie drome nagejaag. Ek wil dit vandag opgee
Ek wil hier aanbid in waarheid en in gees. Ek wil die kind wees, ek wil die disipel wees. Ek wil leer wat is liefde. Ek wil hier volger wees. Ek wil hier dien met alles. Dink aan my vandag, Yeshua. Dink aan my vandag. Kan jy voel hoe voel hy? Kan jy voel hoe vul hy jou met sy liefde? Because he's still a living God. He's still a living God en hy hoor elke gebed. Hy het jou genooi na hierdie afspraak. Genoeg het ons redes gehad om nie lief te hê. Hulle sal ons erken as volgers van Yeshua en die wyse wat ons lief het. We're singing. We're singing. Forever. Forever I'm changed. Forever I'm changed. In your praise. We're singing. Just you. Just you. Your grace has found me just as I am. Empty-handed, but in your hands. We're singing. In die woestyn, dis in die woestyn, in die moeilikste tyd van jou lewe, in die woestyn. Daar waar jy dalk vandag voel, maar jy kan nie verstaan hoekom is hierdie oordeel, hoekom is hierdie wêreld, hoekom is alles so teen jou nie. En jy verstaan uiteindelik want jy het so gesondig, jy het soveel mense skade gedoen, jy het soveel mense seer gemaak. Dis daar waar Yeshua jou vandag ontmoet. Dis daar waar Yeshua vandag vir jou wil sê. Jou wil hoor. Dis daar waar hy vandag sy kop na jou toe draai. Al lyk hy onmiskenbaar vermink. Ek wonder wat het deur daai misdadiger se hart gegaan toe hy hoor Yeshua bid, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek dink dit het so diep in sy hart gesteek, want hy het ervaar dat sy Messias wat dit vir hom bid. Dankie Vader vir die liefde. Dankie Yeshua dat U ons nooi na U tafel. Ons wil lief wees, dat U lief is. Ons wil U liefde, kom vul ons met U liefde, kom leef. Dawid het vir Saul gaan speel met die harp. En die woord sê soos wat Dawid die harp gespeel het, het die bose gees uit Saul uitgegaan. Vandag het Maritjie gesê ons gaan saam worship met die harp aan die einde. En soos die Cunningham of the harp, soos wat Dawid hierdie harp gespeel het, gaan ons saam worship. En ons gaan Abba Vader loof en prys. Ek wil jou vra om saam te staan. Ons gaan saam met Maritjie inval en ons gaan hierdie lied saam sing.
touching every heart. We worship you. We worship you. You are here, turning lives around. We worship you. We worship you. You are here, turning lives around. We worship you. We worship you. You are here, mending every heart. We worship you. We worship you. For you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when we don't see it, you're working. Even when we don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when we don't see it, you're working. Even when we don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. فاتح الطريق صانع العجائب حافظ العهد نور في الظلمة ربي أنت ذا الإله فاتح الطريق صانع العجائب حافظ العهد نور في الظلمة ربي أنت ذا الإله أنت ذا الإله أنت ذا الإله أنت ذا الإله أنت ذا الإله
Dankie vir u liefde wat hierdie plek toesak. Nee, elkeen van ons harte kom aanraak en verander van 'n hart van klip na hart van vlees. Kom vul ons met u ruach, u Heilige Gees. Leer ons in hierdie journey wat ons het tot volgende Sondag, dit wat u aan die tafel, u nooi ons aan tafel te kom sit. Want u het hierdie beloftes vir ons. U het hierdie prys betaal en u het vir Abba Vader gebid en gesê dat elke belofte waar word. En daarom wil ons saam met u afsonder en tyd by u voete spandeer. Vader, ek bid vandag waar ons saam nou fees gaan vier en saam gaan eet, want daar's 'n betekenis wanneer ons saam aan tafel sit en saam eet. Dis deel van covenant, dis deel van liefde. Come have your way in this place. Kom leef in ons. Ons wil u disippels wees en dat ander kan sien, maar ons is waarlik u disippels in die wyse hoe ons optree in liefde. Dit openbaar. Al is dit partykeer word dit in ons gesig gegooi. Dis okay. Dis okay om verneder te word. Dis okay. Ons wil belangrik wees in u koninkryk. Daarom sal ons diensbaar wees. Ons sal voetewassers wees. Ons sal onsself verneder en doodgaan in die eie ek. Selfgesentreerd en eie ambisie. Ons gee dit op vandag. U is prioriteit nommer 1 in my lewe. U is my alles. En ek gee my toewyding aan u alleen. Jy sien 'n sacrifice. 'n Sacrifice is nie 'n sacrifice as dit jou nie kos nie. Wat sacrifice jy vandag? Yeshua het sy lewe vir my en jou gesacrifice. Wat sal jy sacrifice? Koning Yeshua, U is liefde. Dankie vir U liefde. Dankie vir die kos wat ons nou saam kan eet. Ek bid dat U dit sal seën en elke een vandag hierso sal seën. Elke familie, elke pa en elke ma en elke kind, elke dogter en elke seun. Vader, dat ons hier U woord sal eet elke dag, dag en nag. Dit sal bestudeer. En dat ons nougeset sal wandel saam met U, dat ons disipelmaker sal wees, want U het vir ons 'n opdrag gegee. In liefde. Dankie, Vader. Vader, ek bid U seën oor elkeen. Stort U seëninge. Vergroot elke een se grondgebied vir dit waarvoor U hulle geroep het. Behoed en bewaar elkeen en lei elkeen uit die bose en uit die versoeking. Ons eer U, ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua Messie se naam, die seun van Yotevaweh. Amen. Amen. Shabbat Shalom.